kalfies, lek aan my vingertjies, roep Jackie na die kalvers in die hok. 'n Vrieskalfie is eers om sy vingers te lek. 'n Vrieskalfie is swart met wit kolle en hulle mammas gee baie melk. Jackie kraai van plesier toe 'n Jersey kalfie probeer om die Vrieskalfie weg te druk. Nou 'n Jersey kalfie maatjies is geel-bruin en hulle mammas gee weer baie room. Die kalfies bulk hard. Maar Jackie is alweer op pad na die hoenderhok toe. Jackie is 'n oulike blonde kopseentjie met groot blou oë wat al 5 jaar oud is. Hy woon saam met sy pappa, John Ray en mamma Cornelia, sy hond Noula, baie beeste, skape en hoenders op 'n plaas. Kom kiepies, hier is vir julle mieliepitte. Jackie strooi 'n handvol mielies vir die hoenders. Die hoenders kom nader en om die mielies in die hande te kry. Dis 'n plesier. Jackie glo dat die diere met hom kan praat en hom verstaan en vir hom wil dankie sê. Hy klim bo op die trekker en gaan sit op die sitplek. Met sy handjies op die stuurwiel jaag hy speel oor die plaas. Noula, Jackie se hond, sit langs die trekker en is nie baie gelukkig dat Jackie bo op die trekker sit nie. Blaf sy na die huis se kant toe. Jackie word kwaad as Noula so blaf. Bly stil, Noula, jy raas. Noula luister nie en blaf nog harder. Jackie spring van die trekker af en skop na haar. Noula tjank en hardloop 'n entjie weg. Pappa kom nader gestap. Ag nee man, moenie vir Noula skop nie, Jackie. Sy het net geroep om te kom kyk wat jy doen. Dis gevaarlik bo op die trekker, dis nie 'n speelding nie. Jackie kom staan langs sy pappa. Ek is jammer, pappa. Noula raas as die trekker met my gesels. Pappa vryf oor Jackie se blonde hare. Jy moet vir Noula sê jy's jammer. Jackie sit sy armpies om Noula se nek. Ek is jammer, Noula. Ek sal nie weer nie, maar jy moenie so raas as die plaas masjinerie met my praat nie. Noula is 'n slim hond en kan glimlag. Sy trek haar bo-lip op sodat haar tande wys en glimlag vir Jackie. Pappa lag. Dit lyk darm of sy jou vergewe het. Kyk net hoe mooi glimlag sy vir jou. Jackie klim op Noula se rug, maar sy rol om haar sy en die twee stoei op die grond. Jackie probeer haar vasdruk, maar sy's te sterk en woel haar los. Mamma roep uit die huis na pappa en Jackie. Pappa vat sy handjie. Mamma sê ete is gereed. Jy moet net eers jou hande gaan was, want jy en Noula het in die stof gespeel. Jackie ruk sy handjie los uit pappa se en hardloop huis toe. Kom Noula, kom ons kyk wie wen. Noula hou nie daarvan as Jackie hardloop nie en gaan staan reg voor hom. Jackie hardloop teen haar vas en is dadelik weer kwaad. Moenie my keer nie, Noula. Hy skop weer na haar, maar sy spring betyds weg. Pappa klink sommer kwaai. Luister jy dan nie as ek praat nie? Moenie vir Noula skop nie. Sy was bang jy kry seer en sy het jou gekeer. Jackie laat sak sy koppie. Ek is jammer, pappa, ek is jammer. Noula, ek het net vergeet. Jackie en sy pappa gaan was hande en nadat pappa gebid het, eet hulle van die heerlike kos wat mamma vir hulle voorberei het. Cecile het gebel. Sy bring vanmiddag vir Antoinette en Toby plaas toe. Toby kry maar baie swaar met die gekraakte ribbietjies en die ligamente wat in sy enkel geskeur het. Jy moenie rof met hom speel nie, Jackie. Hy het nog baie seer. Jackie knik met sy kop. Dis reg so, mamma. Ek sal net vir hom en die nuwe kalfies gaan wys, dan kan hulle sy vingers lek. Mamma skud haar kop. Nee, my grootseun, Toby kan nog nie so ver loop nie. Jy sal maar net hier in die huis met hom moet gesels. Mamma wys met haar vinger na die pad toe. Hier is hulle nou. Jackie spring van sy stoel af en hardloop na die voordeur toe. Hulle Toby, daar's nuwe kalfies, maar jou ribbietjies is nog te seer om te gaan kyk. Tannie Cecile en Antoinette help vir Toby uit die motor tot in die sitkamer.
Tannie Cecile vryf oor Jaakie se hare. Ag, toe maar een van die dae dan hardloop julle twee weer soos ribbokke buite rond. Jaakie gaan sit langs Toby. Ek het 'n maatjie wat in die kuilvoertoring bly. Maatjies kuilvoer is mielies wat groen afgesny word, vasgetrap en gebêre word vir die winter en dan vir die beeste en skape gevoer word. Toby kyk met groot oogies na Jaakie. Hoekom bly hy in die kuilvoertoring? Jaakie lag lekker. Nee, regtig 'n egte maatjie nie, sommer net speel. Antoinette hou 'n klein Bybeltjie na Jaakie se mamma toe uit. Tannie Cornelia, ek sukkel om Bybelversies vir 'n taak te kry. Ek het al vir Marna se mamma gevra en sy het my met 'n paar gehelp. Mamma sê Tannie is goed daarmee want Tannie hou Sondagskool. Ek het 'n lys met versies voorin gesit. Mamma vat dit by haar. Ek sal dit met plesier doen, Antoinette, dan bring ek vir jou sodra ons weer dorp toe gaan. Mamma skink koeldrank en haal koekies uit en dit word 'n heerlike middag saam met die maats en Jaakie is sommer ongelukkig toe hulle ry. Tannie Cecile en Antoinette help weer vir Toby na die motor toe en Noula kom druk haar neus tussen hulle in. Antoinette raas met haar. Wag nou, Noula, net nou val Toby. Jaakie trek vir Noula van Toby af weg en skop na haar toe sy weghardloop. Pappa kyk kwaai na hom en toe die gaste ry, roep hy vir Jaakie. Dit is nou die 3de keer dat jy vandag na Noula skop. Wat sal jy maak as sy met jou begin praat soos Biliam se donkie met hom gepraat het? Jaakie lyk opreg spyt. Ek was bang dat Noula vir Toby sal seermaak. Ek sal regtig hard probeer om dit nie weer te doen nie. Papa, wie is Biliam? Mamma blaai in Antoinette se mooi klein Bybeltjie. Ek sal vir julle lees van Biliam en sy esel. Dit staan in Numeri 22. Nadat Moses die Israeliete uit Egipte gelei het, moes hulle lank deur die woestyn trek en het toe by Moab laer opgeslaan. Balak, die koning van Moab, het gesien dat daar baie Israeliete was en het baie bang geword. Hy het toe boodskappers na Biliam, seun van Beor, 'n profeet wat in Petor gewoon het, gestuur en laat weet: "Kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe. Want ek weet, die een wat jy seën is geseënd en die een wat jy vervloek is vervloek." Biliam het toe vir die boodskappers gesê, hy sal eers by die Here hoor wat hy moet doen. Maar die Here het hom toe beveel om die Israeliete te seën en nie saam met Balak se mense te gaan nie. Die volgende oggend het Biliam sy esel, dit is nou 'n donkie, opgeslaan en saam met die mense gegaan. Die Here het baie kwaad geword vir Biliam en het 'n engel gestuur om Biliam se esel voor te keer. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. En daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Biliam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. So het die engel die esel 3 maal voorgekeer en elke keer het Biliam haar geslaan. Maar die Here het die mond van die esel geopen en sy sê vir Biliam: "Wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het?" Daarop antwoord Biliam haar: "Omdat jy die spot met my dryf." En die esel sê vir Biliam: "Is ek nie jou esel waar jy jou hele lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit by gewoonte om so met jou te doen?" En Biliam antwoord: "Nee." Toe open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan. In vers 34 antwoord Biliam die engel dat hy gesondig het en dat hy sal teruggaan, maar die engel sê vir hom om saam met die mense van Balak te gaan, maar dat hy net mag sê wat die Here vir hom sê om te doen. Jaakie kyk met groot oogies na sy pappa. Ek hou nie daarvan as Biliam sy donkie so slaan nie, en ek sal ook nie weer vir Noula skoppie, pappa. Pappa glimlag vir hom. Ek is bly as jy 'n les hieruit leer. Kom ons luister wat mamma lees. Mamma glimlag vir hulle en lees verder. Biliam het ook 'n groot les geleer en het toe elke keer vir die Here gevra wat hy moet sê. Die Here het hom beveel om die Israeliete te seën. Dit het vir Balak baie kwaad gemaak. Toe sê Balak vir Biliam: "Wat het jy my aangedoen? Ek
Ek het jou laat haal om my teen my vyande te help en dan seën jy hulle. Maar Biljam antwoord en sê vir Balak: Het ek nie dit met jou gespreek nie? Alles wat die Here spreek, dit sal ek doen. Jackie sit sy handjie op sy pappa se arm. Is liewe Jesus ook lief vir diere, pappa? Diere soos die donkie en Noula. Pappa knik met sy kop. Ja, my grootseun, Jesus is baie lief vir diere want hy het hulle geskape, net soos hy die mens geskape het. Maar diere kan nie praat om vir 'n mens te sê waarvan hulle hou en nie hou nie. Al wat hulle kan doen is om die mens aan te val en te byt as hulle nie goed behandel word nie. Jackie skud sy kop. Noula sal my nie byt nie want sy is baie lief vir my. Nee, nie as jy haar seermaak nie, dan sal sy byt om haarself te beskerm. Help pappa hom reg. Jackie spring van die bank af. Ek sal vir haar gaan vertel van Biljam se esel en dat ek baie lief is vir haar en haar nooit ooit weer sal skop nie. Mamma druk hom teen haar vas. Onthou om ook vir haar te vertel hoe lief ek vir jou is, hoor. Maatjies fluit hierdie stories uit. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou Numeri 22 tot 24 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Liewe Jesus, ag leer ons asseblief om ons diere te respekteer en om na u stem te luister. Amen.